Eenvoud, die regte skatte op die regte plek. Eenvoud verstaan ek hier as 'n minimalistiese woord, om te sê dit is om te leef met en vir dit wat werklik saak sal maak. Een van die kenmerke van Jesus se lewe was juis eenvoud. Ons lees nêrens dat hy die nuutste kledingskik of die nuutste donkie nagejaag het nie. Inteendeel, ons hoor sommer dadelik dat hy praat van 'n lewe van eenvoud in sy leerstellings, as hy byvoorbeeld sê in Matteus 6 vers 19 tot 20. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit nie steel nie. Die probleem met 'n lewe wat vol gemaak word deur die najaag van, noem dit maar, aardse skatte, is dat daar baie minder tyd en prioriteit is vir dit wat werklik saak maak. Beteken dat jy mag nie 'n nuwe skootrekenaar koop of 'n nuwe motor koop of wat ook al nie. Nee, dit is nie wat eenvoud sê nie. Eenvoud sê dat jy sal fokus op dit wat God nou die beste sal vereer, jou medemens die beste sal dien en jou passie en talent op die beste manier sal ontsluit om vir 'n goeie en 'n beter wêreld te leef. Dis 'n geval van vra, is dit die regte skat vir my? Is dit nou die regte tyd? Is dit nou die regte plek? Anders word ons gedryf, gejaag, deur nog meer te wil koop. En om meer te koop het jy meer ure se werk nodig en minder tyd wat jy kan gee aan wat werklik belangrik in ons verhoudingslewe dan op die ouend is. En as ons almal meer goed koop en meer goed bou en dis meer, dan beroof ons die aarde bovendien vir allerlei minerale en produkte en maak ons die aarde oorvol afvalstowwe en slag ons nie in die doel nie. Moenie nou dadelik, dink ek, al jou bankkaarte gaan opknip en alles by die deur uitgooi nie. Maar begin by die begin en vra vir jouself, wat is vir my die regte skat op die regte plek? Jesus beveel aan dat dit iets soos liefde sal wees en dat ons tyd en opoffering daarvoor sal maak. Want liefde word nie verniel nie en liefde word nie vernietig deur elemente en mense nie. Liefde bly vir ewig. So voor jy iets verder aankoop, vra, is dit die regte skat op die regte plek? Of wil ek dalk iemand daarmee beïndruk en dis dit eintlik nie so nodig nie. So die vraag is, wat is vir my vandag die regte skat op die regte plek? Leef geïnspireerd.